Ons is in Spreuke hoofstuk 10, ons begin vandag met hoofstuk 10 en ons lees vers 1 saam. Spreuke 10 vers 1 en het sê, die spreuke van Salomo, 'n wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. En sover in die skrif vandag, kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat daarin te vind is. En Here, gun dit ons hierdie oggend om daarop ag te gee, en om gehoorsaam te wees daaraan, Here. Lei ons hierdie krag van die Gees om ons ore oop te maak vir die waarheid, dat ons oë die waarheid sal sien, Here. Lei ons in dit, o Here, nie ter eer en verheerliking van ons eie naam nie, maar ter eer en verheerliking van U heilige naam, Here. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Nou, ons het laas week klaargemaak met hoofstuk 9 en so ook die eerste afdeling van Spreuke, soos ons binnekort sal sien, wat dan afgesluit het met die huis van die vrou dwaasheid. En soos ons gesien het, die dwaasheid roep die eenvoudiges en sy roep die verstandelose, met ander woorde presies dieselfde mense word geroep deur haar as wat deur die vrou wysheid geroep word. Maar die verskil is, die vrou dwaasheid is self ook eenvoudig en die vrou dwaasheid is self ook verstandeloos, soos vers 13 gesê het, terwyl die vrou wysheid natuurlik nie is nie. En dit is nie veel anders as die aanklag wat Christus teen die Fariseërs gemaak het, soos ons lees in Matteus 15 vers 12 tot 14, waar staan, daarop kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die Fariseërs toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het, maar hy antwoord en sê, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word, laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes. Hulle is blinde leiers van blindes, en as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal albei in die sloot val. Dit is nie dat die Fariseërs nie die woord van God gehad het nie. En dit is nie dat die Here nie sy woord aan hulle beskikbaar gemaak het nie. Want die probleem, soos ons gesien het, is nie die beskikbaarheid van God se woord nie. Die probleem is die verdraaiing daarvan. Die Satan het God se woord gehad, Adam en Eva het God se woord gehad, met ander woorde, hulle het presies geweet wat God van hulle vereis. Maar hulle het eerder ag gegee op die verdraaiing van daardie woord. En soos ons ook gesien het, is die probleem in kerke vandag, nie dat Christus en sy liefde en sy genade nie verkondig word nie, dis nie die probleem nie, dit word verkondig, maar dat 'n verdraaiing daarvan verkondig word. En 'n verdraaiing van God se woord, wel, dit is boosheid. Paulus sê in 2 Korintiërs 2 vers 17, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. Ander vertaling sê, want ons is nie soos baie wat die woord van God vervals nie. En dit is presies wat baie doen. Hulle dryf handel met God se woord. Hulle vervals sy woord. En so raak hulle ook blinde leiers van blindes en albei val in die sloot. En as daar baie was in Paulus se tyd, so vroeg al in die geskiedenis van die kerk, kan ons seker wees dat daar ook baie vandag gaan wees. Die geloof het 'n produk geword. Die kerk het 'n besigheid geword. Christelike boeke moet teen 'n stewige wins verkoop word. Christelike musiek moet teen 'n stewige wins verkoop word. Die kerk moet 'n vermaaklikheid word en daar moet vir daardie vermaak betaal word. En om vir mense te sê dat God se woord iets van hulle vereis, of 'n definitiewe morele standaard vir ons stel, of dat God se gebooie nog stand hou, of dat God nie net 'n God van liefde is nie, maar ook 'n wreker om te vrees, soos Psalm 99 vir ons sê, wel, dit is nie goed vir besigheid nie. Daarom dryf hulle handel met die woord van God. En baie doen dit, sê Paulus. En hulle vervals en verdraai dit, want anders is dit nie goed vir besigheid nie. En daarom sien ons ook onder andere dinge soos lisensiegelde, wat deur kerke betaal moet word. Onder andere aan instansies soos Bybelmedia,
Jy moet vir hulle lisensiegeld betaal as jy hulle liedjies wil sing. En hulle betaal daai geld sodat die kerke die liedjies mag sing, wat hulle sing. Maar nie net is hierdie handel wat gedryf word, goed vir diegene wat die kopiereg het, en wat lisensiegelde invorder nie, dit is ook goed vir die kerke, want hulle kan gebruik maak van mensgemaakte vermaaklikhede, en so ook die mense inbring. Ons hoef net die logiese vraag te vra om 'n voorbeeld te gee. Hoe sou die globale kerk gelyk het? As daar nie 'n enkele kerk in die wêreld was wat enigiets anders as die psalms gesing het nie. Hoe sou die kerk gelyk het, die globale kerk, as elke kerk net psalms gesing het? Geen lisensiegeld vir enigiemand betaal het nie. Indien nie elke kerk in die wêreld alleenlik psalms gesing het, God se woord, sou ons dan nie met gemeentelede gesit het, wat 'n baie beter begrip het van wie die Here is nie? Van wat hy van ons vereis nie? Van God se karakter kom deur sy woord. Ons het vandag gesing oor sy wet. Dit word vir ons oorgedra deur die psalms. Sy gebooie word vir ons oorgedra deur die psalms, deur sy woord. Die kerk in geheel sou 100 maal beter afgewees het. Die probleem is, dit is nie goed vir besigheid nie. Want daar is nie kopiereg op God se psalms nie. En die waarheid wat daarin voorkom, gaan ook nie die massas trek nie. Dit is een van baie voorbeelde van hoe die woord van die Here verdraai word en ingeruil word, verdraai word om die mense in te bring. Dit is dwaasheid. En die wat in daardie huis ingaan, weet nie dat dit gesteelde waters en brood is, soos die skrif ons sê dit is nie. Dit is blinde leiers en hulle volgelinge is net so blind en albei val in die sloot. En hulle weet nie dat die skimme daar is en dat hulle in die dieptes van die graf is nie, soos die vorige hoofstuk afgesluit het. En net omdat hulle salig onbewus is daarvan, beteken nie dat hulle nie in die dieptes van die graf is nie. Of dat hulle 'n verskoning gaan hê vir hoekom hulle wel daar is nie. God se gebooie is ons wysheid. Laat ons dus daarop ag gee. Sonder die verdraaiing of die vervalsing daarvan, sodat, en soos ons beloof is in die vorige hoofstuk ook, sodat ons mag lewe, en lewe in oorvloed. En so sluit die eerste versameling van Salomo se werke dan ook af, aan die einde van hoofstuk 9, en ons begin dan met sy tweede versameling vandag, wat strek vanaf hoofstuk 10 vers 1, tot en met hoofstuk 22 vers 16, met ander woorde vir die volgende 12 en 'n halwe hoofstukke, sien ons dan die tweede afdeling, of die tweede groot afdeling van die boek van Spreuke dan nou. Waar ons ook sien dat waar die eerste afdeling in Spreuke 1 vers 1 begin het met die woorde die Spreuke van Salomo, sien ons hier begin het weer in hoofstuk 10 vers 1 met die einste selfde woorde, die Spreuke van Salomo. Nou net om 'n inleiding te gee, ons sal oplet dat hierdie tweede afdeling 'n ander formaat volg as die eerste afdeling van Spreuke. Die eerste afdeling, soos ons gesien het, het argumente gebou, waar die een gedeelte op die gedeelte voor dit gevolg het, en die skrif binne 'n konteks geïnterpreteer kon word. Die hoofstukke het ook gewoonlik 'n oorhoofse tema gehad. Byvoorbeeld as ons kyk na hoofstuk 9, wat ons nou net afgehandel het, was die vrou wysheid se huis in besondere beskryf, en die vrou dwaasheid se huis was in besondere beskryf, en die twee was in kontras met mekaar gestel. Daar was 'n oorhoofse tema, en daar was vir ons 'n konteks gegee waarbinne ons daardie skrif kon interpreteer. Die tweede afdeling altans, waarmee ons dan vandag begin, sal ons oplet, mag dalk los temas hê, maar bestaan hoofsaaklik uit een sin wyshede. Een sin wyshede. Waar die een sin nie noodwendig iets te doen het met die sin wat dit vooraf gegaan het, of iets te doen het met die sin wat daarop volg nie. Anders dan ook bekend as wel Spreuke. Dit is Spreuke. Segspreuke as jy wil. Wysheid. Een sin wyshede. Dit is Spreuke. En die Spreuke in hierdie afdeling bestaan ook hoofsaaklik uit antitetiese parallelle, of altans kontraste wat getrek word.
Ons sal sien goed teen kwaad, heilig teen onheilig, ons sal sien reg teenoor verkeerd, ons sal sien wysheid teenoor dwaasheid en so meer. En ons sien hierdie vergelykings al vanaf vers 1 wat die stelling maak, 'n wyse seun maak 'n vader bly, maar 'n dwaase seun is 'n verdriet vir sy moeder. Ons sien daar al hierdie antitese wat gemaak word. En op die oog af sal die volgende sin, of die volgende vers dan weer geen verband hou met die vorige een nie, waar vers 2 dan weer byvoorbeeld vir ons sê, skatte van goddeloosheid baat nie, maar geregtigheid red uit die dood. En so gaan dit dan aan, tot en met hoofstuk 22 vers 16, sodat hierdie hele afdeling dan uiteindelik uit 375 sulke spreuke bestaan, sulke een sin wyshede bestaan, 375 daarvan. So ons kan 375 preke doen oor hierdie afdeling, as ons regtig wil. Nou net vir interessantheid, en baie teoloë stem ooreen, dat hierdie nie blote toeval is nie. In die Hebreëse alfabet, word daar aan elke letter van die alfabet 'n numeriese waarde gekoppel, aangesien antieke Hebreëus nie nommers gehad het nie. So hulle sou in plaas van nommers net die letters skryf, aangesien elke letter ook 'n nommer verteenwoordig, en dan die som van die letters bymekaar tel om dan 'n nommer uit te druk, want hulle het nie nommers gehad om te skryf, so hulle moes letters skryf, want elke letter het 'n nommer verteenwoordig. En so het elke Hebreëse woord dan ook 'n spesifieke numeriese waarde wat aan daardie woord gekoppel is, indien jy die nommer van elke letter bymekaar tel, wat daardie woord of daardie naam dan nou vorm. Nou wat baie teoloë dus beweer is, dat dit nie toeval is nie, maar deel van die digkuns van hierdie boek is, dat die naam Salomo sy numeriese waarde 375 is. En hier dan ook 375 spreuke in hierdie afdeling aan voorkom. Antieke Hebreëus het nie klinkers nie, so Salomo se naam bestaan uit 4 letters in die Hebreëse alfabet, waarvan die letter Shin, waarmee sy naam begin, wat 'n S-klank het, 300 is, die letter Lamet het 30, die letter Mem het 40, en die letter G het 5, en so verteenwoordig die naam van Salomo dan die nommer 375, wat ook die hoeveelheid spreuke is, wat ons dan in hierdie afdeling kry. En soos ek sê, teoloë beweer dat dit nie toeval is nie, maar bloot deel van die digkuns is, wat uitgedruk word. Maar die eerste van hierdie 375 spreuke, sê dan ook vir ons die volgende, 'n wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. En wat ons dan eerstens moet oplet, is dat daar wel so iets bestaan, soos 'n wyse en 'n dwaase seun. Hierdie vers bevestig vir ons dat daar iets bestaan, soos 'n wyse seun of 'n dwaase seun. Nou, dit klink eenvoudig, maar die teenoorgestelde word vir ons geleer, of word ons altans mee geïndoktrineer deur die wêreld. Almal hou daarvan om te dink dat hulle eie kinders wys is. En niemand op die aarde het ooit gedink dat hulle dwaase kinders grootmaak nie. Die sielkunde leer ons dat niemand se kinders dwaas kan wees nie. Dan mag net gesê word dat hulle aksies dwaas is, of dat hulle optrede dwaas is, maar hulle self kan en mag nie dwaas wees of dwaas genoem word nie. Dis buite die kwessie, volgens wêreldse sielkunde. Maar die woord is nie onduidelik nie. En 'n boom sal aan sy vrugte geken word, wat beteken dat as 'n kind se aksies dwaas is dit waarskynlik omdat die kind self 'n dwaas is. En as sy aksies wys is dit waarskynlik omdat die kind self ook wys is. Matteus 7 vers 17 en 18 sê tog immers vir ons, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n goeie boom kan geen slegte vrugte, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte dra nie. Dit kan nie gebeur nie. Maar so wat ons in die wêreld sien, sowel as in kerke vind, is dat mense
die boom van die vrugte wil skei. Hulle wil skeiding maak tussen die twee, asof die twee geskei kan word. Die boom moet altyd goed wees, en ons mag nie sê dat 'n boom sleg is nie, want volgens wêreldse sielkunde is dit net die vrugte wat baie keer sleg is. Dit is nie die boom self nie, nie my boompie nie. En dit is veral die geval dan by ouerskap. Die boom mag nie as enigiets anders as goed geïdentifiseer word nie. Dit is net die vrugte wat baie keer sleg is. Maar dit kan en mag nie gesê word dat die boompie self dan ook sleg is nie. Om verdere voorbeelde te gee, mense mag dalk 'n fout gemaak het en hulle mag dalk egbreek gepleeg het, maar ons mag net nie sê dis 'n egbreker nie. Hulle wil God laster, ons mag net nie sê hulle is 'n lasteraar nie. Hulle wil op slinkse maniere geld maak, ons mag net nie sê hulle is 'n skelm nie. Hulle het kinders gemolesteer, ons mag hom net nie 'n pedofiel noem nie. En die lys gaan aan en aan. En so mag ons die vrugte sleg noem, maar die boom moet goed wees. Ons mag net nie die boom enigiets anders as goed noem nie. En so wanneer Salomo sê, 'n wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder, is dit nie net 'n vermaaning vir die kind nie, maar ook vir die ouers. Maar ons word geïndoktrineer om te dink dat ons nie bekommerd hoef te wees nie. Van slegte vrugte beteken mos nie dat dit 'n slegte boom is nie. Terwyl die Bybel ons leer dat dit presies die geval is. Dit is die geval. Slegte vrugte volgens die woord is juis die bewys dat dit 'n slegte boom is. Want 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie, soos Matteus 7 vers 18 vir ons bevestig. En so wanneer ouers die leuen glo, dat 'n goeie boom wel slegte vrugte kan dra, dan steur hulle ook nie meer hulle self daaraan om hulle ouerlike plig na te kom en seker te maak dat hulle goeie bome groot maak nie. Hulle steur hulle self nie daaraan nie, want 'n boom kan mos nie sleg wees nie. So as 'n boom nie kan sleg wees nie, hoekom sal ek myself daaraan steur om 'n goeie boom groot te maak, want dit is net hulle aksies wat sleg is. Die boom self is mos nie sleg nie. So hoekom sal ek myself dan nog steur daaraan om 'n goeie boom groot te maak, as hulle in elk geval net goed gaan wees. Dis nie die vrugte wat dalk sleg is. Nee. Ouers steur hulle self nie daaraan nie, want hulle glo die leuen. En hulle is nie bedag op die idee dat daar eers die moontlikheid is dat hulle besig is om 'n slegte boom groot te maak nie. Hulle is nie eens bedag nie. Dit kom nie eens op in hulle gedagtes as 'n opsie nie. Want volgens die propaganda van die wêreld bestaan daar nie slegte bome nie, en verder leer die wêreld ons ook dat slegte vrugte nie 'n bewys is dat dit 'n slegte boom is nie. Terwyl die woord ons leer dat dit presies is hoe dit werk. As die slegte vrugte sleg is, dan is die boom sleg. As die vrugte goed is, dan is die boom goed. Want die Here sê self, 'n goeie boom kan tog nie slegte vrugte bring nie. En 'n slegte boom kan nie goeie vrugte nie. Dit is presies wat die woord ons leer. En so sien ons presies dieselfde waarskuwing in Spreuke 17 vers 21, waar staan, hy wat 'n dwaas verwek, vir hom sal dit 'n bekommernis word. En die vader van die dwaas sal nie bly wees nie. Wat beteken? Dat daar wel die moontlikheid is om 'n dwaas te verwek. Maar laat dit nie ons wees nie. Laat dit nie ons wees nie. En wat is 'n dwaas? 'n Dwaas is enige iemand wat nie ag gee op die gebooie van die Here nie, of in sy weë wil wandel nie. Dit is die Bybelse definisie van 'n dwaas. Is iemand wat nie ag gee op die gebooie van die Here nie. Wat beteken? Leer jou kinders die gebooie van die Here en maak seker hulle wandel in sy weë. Dis hoe jy nie 'n dwaas groot maak nie, maar 'n wyse kind.
Want 'n dwaas is juis iemand wat nie in sy weë wandel en sy gebooie onderhou nie. Daarom leer jou kind om dit te doen, sodat hy wys kan wees, sodat jy nie 'n dwaas verwek nie. Want daar is die moontlikheid om 'n dwaas te verwek, anders as wat die wêreld vir ons sê. Leer jou kinders die gebooie van die Here en maak seker hulle wandel in sy weë. En straf hulle as hulle nie doen nie. Want so Spreuke 29 vers 15 vir ons sê, die roede en die bestraffing gee wysheid. Maar 'n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. 'n Kind word nie bestraf omdat hulle bloot net dinge doen wat jou irriteer of omdat hulle in jou pad is nie. Nee. Want soos die skrif sê, die roede en bestraffing gee wysheid. Maar dit kan net wysheid gee indien dit in lig van wysheid toegepas word. Dis al wanneer die roede van bestraffing wysheid kan gee, is wanneer dit in wysheid toegepas word. En wysheid word gevind in die woord van die Here. Ek sê weer, die roede en die bestraffing kan alleenlik wysheid gee en ons kinders wys maak indien dit toegepas word in lig van wat God se woord ons leer wysheid is. Om 'n paar voorbeelde te noem. As jou kind ander nie hoër ag as homself of as haarself nie, terwyl God se woord vereis dat ons ander hoër moet ag as onsself, dan moet daar bestraffing wees. En dit sal ook tot wysheid lei. Want dit is God se woord wat dit vereis. En as hulle nie volgens God se woord optree, dan moet daar bestraf word en daai bestraffing sal tot wysheid lei. Want God se woord leer ons immers, byvoorbeeld in Filippense 2 vers 3, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Dis God se woord. En as die kind nie doen nie, dan moet hy bestraf word, as hy ander nie hoër ag as homself nie. Bestraffing moet in lig van God se woord gedoen word, vir dit om tot wysheid te kan lei. Of as die woord vir ons leer, soos ons lees in 1 Timoteus 6 vers 8, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. En jou kinders is dan nie daarmee vergenoegd nie, maar soek meer as dit om vergenoegd te kan wees, wel dan moet hulle getugtig word. Want die Bybel sê, met kos en klere moet julle vergenoegd wees. Dis dit. En as hy nie is, dan tree jou kind teenstrydig met God se wysheid op, en daar moet bestraffing wees, en as hy volgens God se woord en in lig van sy woord bestraffing toedien, wel dan kan dit nie anders as om tot wysheid te lei nie. Want God se woord is wysheid. Maar die bestraffing moet in wysheid gedoen word. En let wel, die skrif sê voedsel. Dit sê nie wat se tipe voedsel nie. Dit sê voedsel en klere, net voedsel. So as jou kind kos voor hom het, maar hy kla oor daardie kos, dan moet hy getugtig word. Want hy het voedsel, en daarmee moet hy vergenoegd wees, sê die skrif. Want die wysheid van God se woord sê so. Hy moet daarmee vergenoegd wees, dis voedsel. Maar wat doen ouers? Sodra hulle kinders kla oor die kos, of hulle sê, hulle soek nie dit wat vir hulle voorgesit is nie, hulle hardloop dadelik rond om iets anders te kry, net om Pietie gelukkig te hou. Maar so leer jy hom ook, dat hy nie vergenoegd hoef te wees nie. Jy leer hom teenstrydig met God se woord. Hy hoef nie vergenoegd te wees met die kos wat hy het nie. Jy is besig om 'n dwaas groot te maak. Want die woord sê, as jy voedsel het, moet jy daarmee vergenoegd wees. Dis hoe eenvoudig dit is. Maar jy leer hom, hy hoef nie, inteendeel, hy kan eintlik maar aandring op iets anders. Ons lees in Numeri 11 vers 4 tot 6, daar staan, toe die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene
en die prei en die eie en die knoffel, maar nou is ons siel dor, daar's glad niks nie, net die manna voor ons oë. Sekerlik kon die kinders van Israel maar kla, want hulle moes elke dag net manna eet. Dag in en dag uit het hulle net manna gehad om te eet. En as daar iemand was wat kon kla, wel dan was dit hulle. Sekerlik kon hulle maar kla. Maar dan lees ons net 'n paar verse verder, in vers 10, daar staan, toe het Moses die volk volgens hulle geslagte, elkeen by die deur van sy tent oorween, en die toren van die Here het grootliks ontvlam. Maar Pietie is nie lus vir sy steak nie. So mamma sal vir jou 'n eiertjie maak, moet net nie huil nie. Verregaande. Want so word kinders presies die teenoorgestelde geleer, as wat God se woord van ons vereis. Dit is nie wysheid nie, dit is dwaasheid. Of nog 'n voorbeeld, wanneer Hebreërs 13 vers 5 ons sê, wees tevrede met wat jy het. Dis 'n gebod. Wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En jou kind is dan nie tevrede met wat hulle het nie, dan moet hulle getuigtig word. Want hulle tree teenstrydig op met die wysheid van God. En as jy dan tugtig, wel dan sal hulle wys word, omdat jy hulle in lig van God se wysheid tugtig. Al wanneer wysheid vir 'n kind geleer gaan word en geleer kan word, deur die roede en bestrawing, is wanneer dit toegepas word volgens God se woord en nie jou eie opinies en standaarde nie. Dis al. En daar is nog 1000 sulke voorbeelde wat genoem kan word, waar ouers dinge toelaat in hulle huise, terwyl God se woord presies die teenoorgestelde vereis. En so is Christus ook vir ons 'n voorbeeld hierin. Want soos ons lees, hy sê in Johannes 6 vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En Christus was perfek daarin, om die volmaakte wil van God die Vader te doen. En dit was wys om dit te doen. Dit sou dwaas gewees het om dit nie te doen nie. Enigiets anders sou dwaasheid gewees het. Maar so was hy ook vir ons die perfekte voorbeeld, dat hy die wil van die Vader gedoen het. En so is dit ook ons plig om ons kinders te leer om Christus se voorbeeld te volg, sy wil te doen. Dit sal wys wees. 'n wyse seun is 'n seun wat die wil van die Vader doen. Dit is 'n wyse seun. Dis wat hy vir my seuns wil hê. 'n wyse seun is 'n seun wat die wil van die Vader doen en wat die gebooie van die Here onderhou. Omdat hy ook daarin groot gemaak is, en 'n wyse seun sal die Vader verbly, maar 'n dwaase seun sal 'n bekommernis wees vir sy moeder. Nou die woord sal ook gewoonlik meer klem lê op die seuns eerder as om algemeen na kinders te verwys. Want dit is die seuns wat uiteindelik gaan groot raak om mans te word en dan ook so die hoofde van hulle eie huise gaan word. En as die hoof van die huis die Here vrees, so sal ook die geval wees met die res van die gesin, die vroue en die dogters ook. Sal ook die Here vrees as die hoofde die Here vrees. Nou natuurlik maak ons dogters ook groot in die weë van die Here, maar hulle gaan nie die hoof wees van die huis nie. Hulle mans gaan. En hulle mans gaan hoofsaaklik bepaal hoe daardie huis gaan lyk, of dit 'n huis is wat die Here vrees en of dit nie 'n huis is wat die Here vrees nie. Maar daarom word ons ook verplig om ons dogters in die weë van die Here groot te maak, juis sodat hulle 'n nuttige hulp vir hulle mans kan wees wat wel die hoofde van die huis is. Laat die kinders dan oplet,
dat julle verplig is om julle ouers te eer, deur hom wys op te tree, ag te gee op wat die Vader vir ons sê, sy wil is, ag te gee op sy gebooie. Om wys op te tree beteken om gehoorsaam te wees aan die woord van God. Maar laat die ouers ook oplet, dat indien jy wel wyse kinders soek, wat nie vir jou 'n verdriet gaan wees nie, jy dit alleenlik gaan regkry, indien jy hulle die roede en bestrawing gee, wat lei tot wysheid. En daardie roede en bestrawing word gedoen alleenlik in lig van die wysheid van die woord, sodat dit tot wysheid kan lei, nie teenstrydig met die woord van God nie. Nie volgens jou eie opinies nie. Nie volgens jou eie idees van wat reg en verkeerd is nie. Nie volgens jou eie idees van wat toelaatbaar is in jou huis en wat nie toelaatbaar is in jou huis nie. Maar as jy hulle tugtig volgens wat die woord ons leer reg en verkeerd is, dan alleenlik gaan jy kinders hê wat wys optree. As jy hulle volgens wysheid ook bestraf. Die roede en bestrawing volgens ons eie menslike standaard kan nie na wysheid toe lei nie. Die enigste roede en bestrawing wat wel wysheid kan gee, is 'n roede en bestrawing wat ooreenkomstig is met die wysheid van God se woord. Wat ooreenkomstig met wysheid toegepas word. En God se gebooie, soos ons al geleer en gesing het, is ons wysheid. En mag die Here ons dus genadig wees hierin, sodat ons verpligting hierin begryp. Want soos vers 15 van Spreuke 29 ook vir ons sê, die roede en die bestrawing gee wysheid, maar 'n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. Laat ons nie ons kinders los nie, want hulle teenstrydig met God se woord optree nie. Laat ons hulle nie los nie. Maar prys die Here dat hy wel sy woord aan ons bekend gemaak het, sodat ons wyse kinders kan hê. Hulle kan groot maak volgens God se woord. En wanneer hulle van sy woord afwyk, ons nie sê, maar dit is toelaatbaar in ons huis nie. Nee, dat ons sal sê, God se woord sê, dit is nie toelaatbaar nie. En ons doen nie dit nie. En daarvolgens bestraf. En jy sal wyse kinders hê. En as jy wyse kinders hê, wel dan gaan hulle ook 'n lang lewe hê, soos ons gesien in die belofte vir ons beloof. Maar laat ons nie ons eie verpligting versuim en nie bestraf waar daar wel bestraf moet word nie. Of bestraf waar daar nie bestraf moet word nie. Maar prys die Here dat hy wel sy woord aan ons bekend maak, sodat ons wyse kinders kan hê. Wyse kinders wat Christus volg, en as hy ook self gehoorsaam was aan die wil van die Vader. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid en die wysheid wat U vir ons gee. Dankie dat ons kan weet dat dit onfeilbaar, foutloos en genoegsaam is. Here, daar is nie een enkele fout in die woord nie. Maar Here, mag ons as ouers veral dit ook in ag neem, Here, en nie U woord minag, deur om eerder op ons eie gebooie en voorkeure te steun, as dit wat U woord vir ons voorskryf nie. Mag ons ag gee op U woord, Here. Mag ons kinders groot maak volgens U woord. Mag ons bestraf volgens U woord, o Here. Sodat ons wyse kinders kan hê. Gun dit ons, o Here, om wyse ouers te wees, sodat ons wyse kinders kan hê. Want o Here, U weet ons is maar dwaase. Ons doen dit baie keer verkeerd. Die dinge wat ons moet doen, dit doen ons nie. En dit wat ons nie moet doen nie, dit doen ons weer. Here, ons is maar dwaase, maar help ons, o Here, deur die krag van die Gees om wys op te tree, ag te gee op U woord en te weet wat U woord sê. En mag U ons as deel van kinders van U verbond genadig wees om ook ons kinders volgens U verbond groot te maak, sodat hulle ook 'n lang en geseënde lewe mag hê. En 'n seën vir hulle ouers sal wees,
en nie 'n verdriet nie. Lei ons in dit, o Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar Here, omdat U genade so groot is. In Jesus se naam alleen vir ons dit. Amen.